So Vader wat in die hemel is, Here groot en almagtig is U, U wat die skepper van die eindes van die aarde is. Here U, Here wat die bestuurder van die heelal is, Here. Here, ons besef vanaand, Here, as U nie saam met ons was nie, Here, dan sou die een van ons hier gestaan het, Here. Here, ons herken vanaand, Here, hoe afhanklik is ons aan U, Here. Ons besef, Here, soos Psalm beskryf, aan U die Here die huis en die gebouwe die Here te vergeefs bou die, wat daaraan bou, Here, as U die Here die stad nie bevat nie, Here, dan vergeefs wag die wagters, Here. Here, ons veier om 'n beweging te maak, as het hier nie is, Here, net sy onsself weet die, Here, ons wil beweeg onder U, ons wil sing onder U, ons wil koordans onder U, ons bid vanuit my God, dat U die regmatige plek sal aanneem, en aanneem as koning. U word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevols. Here, ons loof U vanaand, omdat ons weet, daar is geen ander God hoe U nie. Dankie, Here, dat ons weet, dat het U is, Here, wat ons lewens gespaar het tot hier toe. Ons bid vanaand, Here, en ons dank U vir U woord in ons midde. Want Here, ons weet dat Here, U woord is skerper as 'n tweesnydende swaard. Here, en hy is 'n beoordelaar van die denke en die harte van die mens. Dankie, Here, dat hy weet dat Here, dat is U woord, wat selfs die mag het om die siel van die gees af te sny. Dankie vir U woord in ons midde. Met hier baie dank zeggen. Amen. Ons mag maar ons sitplekke inneem. Ons kan die Here nog so prys gee. Laat my toe om te groet Bishop Bokeraan, sy eggenoot, elke apostel, pastoor en die vyfvoudige bediening, en almal wat my stem kan hoor in die wonderlike naam van ons koning Jesus. Terwyl ek as sit, kom daar iets by my op. Mama Looks, die Bybel sê, en terwyl Samuel op reis is met Israel, kom hulle iewers tussen Mispa en Sen. En terwyl hulle daar kom, besef Samuel iets. En Samuel rig 'n klip op. Maar hy rig nie net die klip op nie. Hy sê, hy noem die klip Ebenezer, want hy kom tot die beseffing, dat hiertoe het nie my krag my gedra nie. Dat hiertoe het nie my wysheid my gedra nie. Dat hiertoe het nie my familie se naam wat my gedra het nie. Maar tot hiertoe het die Here my gedra. En dit is as gevolg van die Here se genade wat ons almal hier kan sit, kan ons die Here 'n prys gee. Halleluja. Ons is by die tweede dag van die Thy Kingdom Come Convention. En my skriflesing vanaand is 'n baie unorthodox skrif. Ons kry ons skriflesing in Genesis 25 en ek gaan lees vanaf die 21ste vers. En Isak het die Here gesmeek met die oog op sy vrou. En die Here het hom verhoor sodat sy vrou Rebekka swanger geword het. En die kinders het teen mekaar gestoot binne in haar. Kan iemand sê stoot? Kan iemand sê stoot? Toe sê sy, as dit so gaan, waarvoor leef ek dan? Daarom het sy gegaan om die Here te raadpleeg. En die Here het haar geantwoord en gesê, 2 nasies is in jou skoot en 2 volke sal van mekaar gaan uit jou liggaam. En die een volk sal sterker wees as die ander volk. En die oudste sal die jongste dien. Mag die sy geleesde woord seën. Nou die skrif wat ons gelees het, staan opgeskrywe in Genesis 25. 'n verhaal wat gebeur wanneer
Isak besef dat sy vrou nie kan kinders baar nie. En Isak raadpleeg die Here, want Isak se begeerte is ook om 'n nageslag te sien. Halleluja. Amen. Ons gee God so prys in hierdie plek. Van Rebekka. Iets gebeur wat nie normally gebeur wanneer 'n vrou swanger raak. Die Bybel sê, en terwyl sy in haar swangerskap probleme kry, sê sy vir die Here, hoekom leef ek dan? Maar sy raadpleeg die Here en die Here antwoord haar. Die Here sê, daar is 2 nasies binne in jou en hulle stoot teenoor mekaar. Ek wil vir iemand sê, terwyl ek my boodskap titel, stoot tot die koninkryk van die Here. Die Bybel sê, terwyl die 2 broers in die moederskoot is daar 'n stoot wat plaasvind, 'n stoot van so 'n aard dat die baar van Rebekka besig is om te beweeg en die baar van Rebekka is onrustig, want die gees van hierdie broers besef, daar is een wat die ander een gaan dien, daar is 'n deurbraak, daar is 'n uitkoms, maar om die uitkoms uit te kom, moet een kan stoot, en die ene wat die hardste stoot, is die een wat die prys verkry. Paulus skryf al 'n brief aan die Filippense, hy sê, ek tel nie myself om te gryp nie, maar een ding doen ek, I press toward the mark of the higher calling. As iemand my hoor, wil ek aan iemand sê, stoot tot die koninkryk van die Here. Sê vir iemand stoot. Die Bybel vertel, terwyl Jesus op reis is, sit by haarself en sy hoor dat Jesus is besig om verby te gaan. Jesus' destination was nie die vrou nie. Jesus was nie eens op pad na die vrou toe nie. Maar die vrou sê by haarself, as ek nog net die soem van sy kleed kan aanraak, ek weet ek is nie toegelaat tussen die mense nie. Ek weet ek is nie eens op die lys van Jesus nie. Maar as ek net kan deurdruk, ek weet hoe mense wat in ontmoeting kom met die Here, se lewe is nooit weer dieselfde nie. As jy doof is, laat hoor by jou. As jy blind is, laat sien by jou. As jy krepeel is, laat loop by jou. Selfs as jy dood is, dan wek jy jou in die dood op. En sy sê by jouself, hy hoef my nie eens te kyk nie, hy hoef nie eens met my te praat nie, maar ek gaan druk, want ek weet daar is iets aan die einde. Familie, as jy gaan verlaat, wil ek vir iemand hier los. As jy van die koninkryk kom, is 'n drukkingsproses. Jy moet druk vir jou uitwerk, jy moet druk vir jou deurbraak, jy moet druk vir jou kans, jy moet druk vir jou toekoms, jy moet druk daar in jou wees. Is 'n druksaak. Druk op die koninkryk. Die Bybel sê, terwyl Lazarus al 4 dae dood is, en Jesus op pad na die doodshuis is, besluit Martha om vir Jesus halfway te kry. Maar terwyl Martha daar kom, is Martha nie in 'n vreemdtoestand nie. En Martha is nie in 'n hartseer toestand nie. Martha sê by haarself, ja, ek weet hy is dood. Ja, hy is miskien al dood vir 4 dae. Maar al wat ek weet, sy sê, Here, as U hier was, dan maak nie saak hoe die toestand is nie. Maar as U hier was, dan sou my broer nie gesterf het nie. Daarna sê sy, maar selfs nou weet ek. Ek wil vir iemand sê, al lyk het hoe haglik, al lyk het jy gaan het nie maak nie, al lyk het die uitkomst is ver, druk toch deur. Dit is 'n deurdruksaak. En daar wat jy moet uitkom, dit moet gedruk word, dit moet gestoot word, jy moet verlaag word, jy moet gejudged word, jy moet die rivier gaan. Maar my belofte aan u vanaand is, al gaan jy die rivier, dit sal jy nie brand nie. Al gaan jy die water, dit sal jy nie oorstroom nie. Want die Here is met u, sy stok en sy staf, dit vertroos u. Dit is 'n druksaak. As jy 'n deurbraak soek,
As iemand deel is van die koninkryk is 'n druksaak. Sê vir iemand, steward. Steward. Die Bybel verdenk ons van nog 'n swangerskap. Die Bybel sê en terwyl Tamar by geboorte staan, ook met tweelings, sê die Bybel en terwyl sy druk, steek een van die kinders hulle hand uit. En hulle vat hy hand en hulle druk 'n rooi draad om my kind. En toen hy kind uithaal, noem hulle hy kind Peres. Peres beteken kragtig deurgebreek. Peres beteken breach. Peres beteken push out. Peres het deurgedruk. Dit maak nie saak wat jy gaan nie. Al wat jy moet maak is druk tot by die koninkryk. Jesus leer in 'n huis. En is so vol in 'n huis dat niemand kan in die huis inkom nie. Maar 4 mense sit met hulle vriend wat verlam is. Maar die 4 mense kom by die voordeur in en daar is nie plek om in te gaan nie. Hulle gaan by die agterdeur en daar is nie plek om in te gaan nie. As hulle by die venster kom is daar nie plek om in te gaan nie. Maar die 4 vriende van hierdie verlamde man besluit, ons gaan die dak oopbreek van al wat ons weet. As die koninkryk van die Here is in die huis, dan moet ons die dak oopbreek van ons deurbraak. Druk met ons druk. As 'n druksaak. Familie, ons moet druk. Dit is 'n druksaak. Die vroumense wat weet hoe om te knie, hulle verstaan, dit is nie net 'n bestanddele by mekaar maak soos 'n koek en dit roer nie. Jy moet fisies jou vuiste gebruik om te druk. En as jy klaar uit jy gedruk het, moet jy hom laat staan. En as jy klaar gestaan het, moet jy hom weer terugbring om gedruk te word. Die bemoediging vanaand is, as u 'n deurbraak soek, as u wil deel wees van die koninkryk van die Here, druk deur. Dit is klaar. As hy iemand is wat aan die gehoor in sit en voel ek het 'n deurbraak nodig, ek wil my saak maak, reg maak met die Here. U sal nie 'n deurbraak kry as u sit waar u sit nie. U moet druk. Sal vra dat u tot vore kom. As jy weet, jy wil nie hê jou lewe moet is soos wat dit nou is nie. Jy kan nie sit nie. Jy moet deurdruk. Al beteken dat jy moet dinge doen wat jy nie wil doen nie. Dit maak nie saak wie gaan judge nie. Dit maak nie saak wie gaan verag nie. Maar druk deur. As daar so 'n persoon staan saam met ons. Enige persoon wat voel, ek wil my saak met die Here regmaak. En ek besef vanaand dat ek moet deurdruk. Net daar waar jy sit, kan jy staan. Terwyl ons die aanbiddingslied een keer sal deursing. Ons sal nie langer wag vir u nie. As u weet dat u is nie wat u wil wees nie, dinge sal nie automatically reg kom nie. U moet 'n stap neem van geloof. En jy moet staan en jy moet besluit om deur te druk terwyl ons sing. You will find it not to proceed to hear your heart's cry. Is 'n geleentheid hier die koninkryk van die Here is His Lord. deurdruk. Your needs to supply. Reach out and touch the Lord as He passes by. Reach out and touch the Lord as He passes.
passing by. He's passing by this world. For me to surprise. Reach out and touch the Lord as He passes by. Hy ons geleer dat hy self naam te bid. Sal die Here nog so prys gee met die plek. Kom ons bid net saam. Vader van ons Here Jesus Christus, al wat ons vanaand kan doen, is vanaand, liewe Here, ons dankbaarheid teenoor U woord in ons midde te kan kom betuig. Ons leer, liewe Here, dat U woord is ons behoudenis. Here, U woord maak ons gesond. Here, dit is U woord, Here, wat ons aan alle waarheid lei. En sonder U woord, liewe Here, is ons niks nie. Ons wil vanaand kom sê baie dankie. Dankie vanaand, liewe Here, vir die mondstuk wat U kon gebruik het. Dankie, Here, vir sy beskikbaarheid. Dankie, liewe Here, dat hy nie uit homself uit hier gestaan het nie. Maar dankie, Hemelse Vader, dat U die Here God self ter hom gespreek het. Ons kom eer U en ons kom sê vanaand vir U baie dankie. Dankie, liewe Here, vir elke toehoorder. En dankie vanaand, liewe Here, dat U elkeen van ons in hierdie aansuur ontmoet het, liewe Here. Ons wil vanaand bid, liewe Here, dat hierdie woord sy gang gaan, liewe Here. Dat hierdie woord vanaand, wat hier uitgegaan het vanaand, liewe Here, laat het nog meer vrug sal dra, liewe Here. En wat vanaand, liewe Here, dat hierdie teenwoordigheid as, liewe Here, dankie dat ek weet, niemand sal dieselfde wees, wanneer hulle hier sal uitgaan nie. Want dat die woord van die Here sy doel sal bereik, waarvoor U dit gestuur het. Ons eer en ons sê vanaand vir U baie dankie. In Jesus' naam. Amen.